Daai afsylaagweerstelsel is verantwoordelik vir die swaar reënbuie oornag tot maandagooggend in dele van die Noord-Kaap, waar meer as 40 mm geval het hier in dele van die Kalahari en meer as 70 mm naby aan Prieska. Daai stelsel is stadig maar seker besig om in 'n ooswaartse rigting te beweeg en daarom skuif die hewige storms nou oor Noordwes die Vrystaat tot in KwaZulu-Natal, 'n vlak 4 waarskuwing vir die suidweste en swaar reën ook moontlik in die Oos-Kaap, so hier is die voorspelling. Kom ons begin met 'n bietjie van 'n geografie les, net soos dat jy kan verstaan wat is 'n afsylaag. Nou dis gewoonlik wanneer 'n laagdrukstelsel in die hoër vlakke van die atmosfeer homself eintlik maar afsny van die normale vloei. Daarom beweeg hy baie stadig oor die Kaapprovinsies in 'n ooswaartse rigting. En dan het ons nog 'n laagdrukstelsel in die laer vlakke van die atmosfeer en Dinsdag gaan hy dan later hier oor die kus beweeg. Ons kan sien hoe die reënbande kloksgewys om daai laag beweeg. En dan gewoonlik as hy vanaf die kus beweeg, het hy hierdie skorpioenstert wat swaar reën kan inbring vir die kusgebiede, soos al gesien het in KwaZulu-Natal, maar hierdie keer is dit moontlik oor in Nelson Mandela Bay. Ons windvoorspelling wys ook duidelik hoe die winde kloksgewys om daai laagdrukstelsel sal draai Dinsdag en hierdie sterk aanlandige vloei veroorsaak 'n Gqeberha wat swaar reën kan inbring Dinsdag en dan kan dit ook winderig raak oor die sentrale gebiede van die land. Daarom verwag ons wyd verspreide reënbuie Dinsdag hier in dele van Noordwes, 'n 60% kans vir die ooste, die Vrystaat en KwaZulu-Natal, maar 'n 80% kans hier vir Nelson Mandela Bay en omliggende gebiede as gevolg van daai skorpioenstert wat swaar reën in daai omgewing kan inbring. Ons stormkaart wys dat ons die hoogste onstabiliteit het hier in KwaZulu-Natal en daarom het ons 'n vlak 2 waarskuwing in plek soos ons gesien het en 'n vlak 4 waarskuwing vir die suidweste. Nou heel wat wolke lê oor die Weskaap Dinsdagoggend en hier en daar kan 'n ligte reënbui val, maar ek dink dit gaan veel reën wees nie en dit gaan vinnig opklaar vanaf die weste. Vroeg die oggend is dit 'n mistig langs die kus en in Kaapstad met temperature dan later so rondom 30 grade. En dan so middeltwintigs langs die kus met daai skorpioenstert wat Dinsdag hierdie aanlandige vloei gaan veroorsaak vir Nelson Mandela Bay en hy kan swaar reënbuie inbring wat gaan beweeg hier oor Nelson Mandela Bay en later in die omgewing van Grahamstown. Dan gaan die wind ook optel tussen Port Alfred en Oos-London en hy gaan fris tot sterk waai teen tye. Heelwat wolke lê oor die Oos-Kaap met enkele tot verspreide donderbuie in die voorspelling en dit is ook koeler met maksimum temperature so in die laat 20s. 'n Stormagtige dag vir dele van KwaZulu-Natal met verspreide donderbuie in die voorspelling en 'n vlak 4 waarskuwing vir die suidweste, vlak 2 waarskuwing vir groot gedeeltes van die provinsie. Dan raak dit gedeeltelik bewolk in Mpumalanga. Later kan 'n donderstorm opsteek, veral daar oor die plateaurand na maksimum temperature so 30 bereik het. In Noord-Limpopo gaan nou heelwat laafvlakwolke beweeg oor die laafveld waar dit droog en baie warm bly, temperature bo 30 en dan later gaan 'n paar storms die Bosveld bereik. Vroeg die oggend gaan die reën val hier in die weste, maar dan gaan daai laagdrukstelsel ooswaarts skuif en hy gaan dan 'n reënbuie meer bring oor Ceres, Ventersdorp en 'n Potchefstroom. Dan in die Noord-Kaap lê daar heelwat wolke oor die provinsie die oggend met mis langs die kus, maar die reënbuie of die ligte reënbuie gaan vinnig opklaar vanaf die weste. In die Noord-Kaap ook baie vroeg 'n paar donderstorms moontlik hier oor die weste en die sentrale gebiede, maar dan gaan daai dik laag wolke en reënbuie meer ooswaarts skuif oor Bethlehem en Harrismith. In Gauteng is dit ook meestal bewolk en heelwat koeler soos jy kan sien 22 Johannesburg. Verspreide reënbuie gaan die weste bereik, maar hulle gaan ook maar net 'n plek val oor die sentrale gebiede. In ons buurland is dit mistig langs die kus die oggend met 29 in Mariental en dan sal donderbuie net opset daar in die noordooste in die omgewing van Grootfontein is ook mistig in 'n Walvisbaai. Dan beweeg die laagdrukstelsel weg van Suid-Afrika af en die stormweer gaan opklaar Woensdag, veral mistige toestande in die oggend oor die binneland en in Gauteng en dan teen Donderdag het ons 'n koue front wat oor die Wes-Kaap sal beweeg. Hy gaan heelwat koeler en reën weer inbring vir die suidweste. Dis al van my af onweer of mooi weer. Geniet jou dag.